Hallo daar en welkom. Het jy al ooit na 'n wiskundevraag in Afrikaans gekyk en jou kop gekrap oor woorde soos produk of kwosiënt? Wel, vandag gaan ons presies daai sleutelterme heeltemal uitmekaar trek. Ek beloof, teen die einde hiervan gaan jy woordprobleme met 'n splinternuwe selfvertroue aanpak. So, is jy reg? Kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, hier is ons plan van aksie. Ons kop af met die goed wat jy absoluut moet weet, daai sleutelwoorde. Dan kyk ons na die verskillende soorte getalle en hoe om alles bymekaar te sit om probleme op te los. Daarna duik ons in die krag van plekwaarde en dan 'n vinnige toetsie om te sien of jy opgelet het. Kom ons begin by die begin. Reg, eerste deel. Dink aan hierdie volgende 4 woorde as die boublokke van, wel, amper alles in wiskunde. As jy hierdie 4 onder die knie het, ontsluit jy soveel meer. Glo my, jy is dan klaar halfpad daar. Eerst op die lys, produk. Nou hierdie woord is nie 'n voorstel nie. Nee, dis 'n direkte opdrag. As jy die woord produk sien, moet jou brein dadelik skree maal. Dis die enigste ding wat dit beteken in wiskunde. So eenvoudig soos dit. Volgende het ons verskil. As 'n vraag ooit vra, wat is die verskil tussen 10 en 7? Soek hulle net een ding, die antwoord wat jy kry as jy minus. So, verskil beteken aftrek. Punt. Nou vir som. Wees veral op die uitkyk vir die frase die som van. Sodra jy dit sien, is dit jou teken. Dis jou groen lig om bymekaar te tel. Jy soek die totaal, die antwoord van 'n plussom. En ons laaste sleutelwoord vir nou is kwosiënt. Ja, dit klink dalk 'n bietjie deftig, maar is regtig net die spoggerige wiskundewoord vir die antwoord van 'n deelsom. So as jy kwosiënt sien, dink jy onmiddellik deel. Goed, nou dat ons die aksiewoorde het, kom ons kyk na die getalle self. Want kyk, om die verskil tussen getalsoorte te ken, is superbelangrik. Hoekom? Want 'n woordprobleem kan jou maklik uitvang as jy die verkeerde stel getalle gebruik. Nou kyk mooi hier. Wat regtig interessant is hoe eenvoudig dit is. Die enigste, en ek meen letterlik die enigste verskil tussen natuurlike getalle en telgetalle, is die getal 0. Natuurlike getalle, die waarmee jy natuurlik begin tel, begin by 1. Telgetalle aan die ander kant sluit hy belangrike nolletjie in. Reg, kom ons toets dit gou. Gebaseer op wat ons nou net gesien het, dink 'n bietjie hieroor. Is alle natuurlike getalle ook telgetalle? Dink mooi daaroor voor ons die antwoord wys. En die antwoord is, ja, absoluut. Dink so daaraan. Die telgetalle is basies net die natuurlike getalle, maar met 'n 0 wat voor in die ry kom staan. Dit beteken, die hele groep natuurlike getalle pas perfek binne-in die groter groep van telgetalle. Reg, dis tyd om ons hande vuil te maak. Nou gaan ons nuwe woordeskat en ons kennis van getalle saamgooi en kyk hoe dit alles in die regte lewe werk. Wel, in die wêreld van woordprobleme. Hier kom die eerste een. Goed, hier is ons eerste uitdaging. Lees dit mooi. Soek daai sleutelwoorde waarvan ons gepraat het. Weet jy wat, as jy dapper voel, druk gou pause en probeer dit self oplos voor ons aangaan. Kom ons breek dit gou af. Die sleutelwoorde is geproduk. Dit beteken maal en natuurlike getalle wat by 1 begin. Die eerste 3 is dus doeteenvoudig 1, 2 en 3. Nou maal ons hulle net. 1 maal 2 is 2 en 2 maal 3 gee vir ons 6. Sien? Maklik. Goed, gereed vir nommer 2. Soek weer jou sleutelwoorde, maar wees hierdie keer versigtig. Onthou waar telgetalle begin. Dis die klein geheimpie om hierdie een reg te kry. So, ons sleutelwoorde is som van, wat plus beteken, en telgetal, wat by 0 begin. Dis die vangplek. Die eerste telgetal is 0, so die tweede een is 1, en die derde een is 2. Ons tel hulle bymekaar. 1 plus 2 is gelyk aan 3. Sien jy hoe belangrik daai 0 aan die begin is? Kom ons skuif nou ratte na 'n konsep wat mense soms 'n bietjie kan deurmekaar maak. Plekwaarde. Dis basies die idee dat 'n syfer se waarde heeltemal verander afhangende van waar presies hy in 'n getal staan. Met ander woorde, 'n 3 is nie altyd net 'n 3 nie. Kom ek wys jou wat ek bedoel. Kyk na hierdie 2 getalle, 30.000 en 30. Ons sien 'n 3 in albei, maar hulle is duidelik nie dieselfde werd nie, nê? Die een is 30.000, die ander is nie 30. Die groot vraag is, hoeveel keer groter is daai eerste 3 as die tweede een? En hier is die geheim om dit sommer vinnig uit te werk. Moenie eers probeer deel nie. Tel net die nulle. 30.000 het 4 nulle. 30 het 1 nul. Wat's die verskil? 3 ekstra nulle. En watter getal het 3 nulle? 1000. Dit beteken 30.000 is 1000 keer groter as 30. Sien, dis 'n baie netjies kort pad.
Laaste ronde. Kom ons speel 'n vinnige spelletjie van sien die patroon. Jy sien, wiskunde is propvol sulke klein geheime reëls wat altyd werk. Kom ons kyk of jy 2 van hulle kan raak sien. Goed, hier is die eerste een. Die som van enige onewe getal en 1. Wat sal die antwoord altyd wees? Dink jy dis ewe of onewe? Dink gou daaroor. As jy ewe gesê het, is jy 100% reg. Dit maak nie saak hoe groot of klein die onewe getal is nie. As jy 1 bytel, is die antwoord altyd, elke liewe keer, sonder uitsondering, 'n ewe getal. OK, laaste een vir vandag. Wat van die produk, onthou dis maal, van 'n ewe en 'n onewe getal? Wat dink jy? Gaan die antwoord altyd ewe wees of altyd onewe? En die antwoord is, dis altyd ewe. Hier's nog 'n goue reël vir jou. Solank daar met 1 ewe getal in 'n lang maalsom is, maak nie saak wat die reus is nie, is jou finale antwoord gewaarborg om ewe te wees. Dis 'n baie handige trick om te onthou. So daar het jy dit. Ons het die sleutelwoorde ontsluit, die verskil tussen getalsoorte baas gemaak en selfs die kode van plekwaarde gekraak. Dit wys ons net weer dat wiskunde vol sulke netjiese voorspelbare patrone en reëls is. So my vraag aan jou is dit: watter ander geheime reëls of patrone dink jy skuil nog in die getalle wat ons elke liewe dag gebruik?